Ek groet jou vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus ons Here. Ek wil vanmôre vir jou sê daar is niks maar niks soos om in die teenwoordigheid van die Here te kom nie. Ek wil vanmôre herinner dat wanneer ons in lofprysing en aanbidding inkom, dan is dit nie net kom ons sing 'n paar vinnige liedjies, kom ons sing 'n paar stadige liedjies en kom ons begin dan preek nie. Maar dat ons besig is met 'n proses om net bewus te raak van die Here. Net in 'n proses besig is om te sê, maar ek wil nou afskakel 'n bietjie van die wêreld daar buite om my. Lofprysing is altyd om te sê ek wil ander vertel van die goedheid van die Here. Daarom sing ons 'n lied soos wat sê daar is krag, wonderbare krag in die dierbare of in die kosbare bloed van die lam. En wanneer ons in aanbidding aankom, dan vertel ons nie meer verander hoe kosbaar en goed God is nie. Dan is ons in aanbidding vir hom. Dan aanbid ons die koning van die konings. Dan aanbid ons die Here van die leerskare. Die God wat gesê het, ek wil graag hê dat jy moet bestaan. Ek wil graag hê dat jy op hierdie aarde moet leef, want ek het 'n plan vir jou lewe. En dan raak ons bewus van die teenwoordigheid van die Here. In die oomblik wanneer ons bewus raak van die teenwoordigheid van die Here, dan is dit net so op, soos wat die lied sê, the things of the earth will grow strangely dim. Op 'n wonderlike manier eintlik. Raak jy goed van hierdie wêreld net vir ons. Net so vaag. En ons beleef die liefde van Jesus. Ons beleef iets. Baie keer beleef ons die Here, maar ons weet nie wat dit is. Jy voel iets so in jou voete wat so kriebel, jy voel iets in jou maag wat so iets wat die beweeg. En die Here praat met jou. Die Here wil jou aandag hê. Kom ons sit net so om ons oë te. Aba Vader, Here, dankie dat ons vanmôre voor U kan kom. Dankie Here dat ons geleentheid het vanmôre om weer uit die woord uit te lees en ook te leer van U, Here. Here, my gebed vanmôre is dat ons gefokus sal hoor wat U sal sê. Dat ons sal luister, Here, dat ons geestelike oë en ore sal oop wees om U stem te hoor. Here, ek wil vanmôre kom, Here, en sê dat daar is geen plek vir enige ander stem behalwe die stem van ons koning Jesus vanmôre nie. Daarom, Here, wil ek bid daar waar alleen stemme is vanmôre, wil ons kom bind in die naam van Jesus. En wil ons lewe spreek oor dooie gedagtes. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan sê, Here, mag U regeer in hierdie plek vanmôre. Mag elkeen bewus raak van U. En mag U goddelike doel in elkeen se lewe vanmôre bereik. Dankie, Here, dankie vir U genade. Dankie vir U goedheid en U guns in ons lewens vanmôre. Die lof en die eer, Here, kom U toe. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Aan die Here behoort die hoogste eer en al die lof. Kan ek jou vanmôre sê dat ons kan niks met God vergelyk nie. Ons kan niks met God vergelyk nie. Soms is dit asof ons die vyand, Satan, die duiwel aan die een kant wil sit en vir God aan die ander kant sit. En ek wil vanmôre sê, nee, dit is nie so. Jy kan nie God met enige iets vergelyk nie. Want hy alleen is 'n alleenwyse God. Hy het alles gemaak. Hy gee ook vir jou en vir my die oorwinning. Ek wil vanmôre sê, wat is die doel vanmôre van hierdie woord? Die doel van hierdie woord vanmôre is vir my en vir jou om ook te besef dat die Here 'n verhouding met jou en my wil hê. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ek wil graag bedien uit 1 Korintiërs 13 uit maar dit is vir my so kosbaar dat wanneer jy gaan lees in 1 Korintiërs 12 in die laaste stukkie eintlik, dan skryf Paulus daar
en hy sê, maar ek gaan jou nog 'n uitnemender weg wys. Ek gaan jou nog iets beter wys. Ek dink die Engelse vertaling praat over 'n plek, hy sê, the most excellent way. Hy het van al die gawes vertel daar, en het gepraat van hulle, en dan kom, of hy skryf hier aan hulle, en dan, daarna, dan sê hy, maar luister hier, hy sê daar vers 31 van hoofstuk 12, wat sê hy daar, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg, en dan gaan hy oor na die uitnemendheid van die liefde. Ek wil vanmôre dit met jou deel, en ek wil hê dat jy vanmôre oop sal wees, dat jy vanmôre luister, vir jouself weer vra, ken ek die liefde? Ken ek die liefde? Hy begin, dan skryf hy daar in 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1, dan sê hy, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. Ek wil vanmôre vir sê, kind van die Here, ons moet nooit vergeet dat die genadegawes wat ons van die Here kry, is geskenke nie. Dis iets wat God vir jou gee. En daarom sê hy, maar daar's iets wat meer is, daar's iets wat beter. Want jy sien, jy kan gawes hê, jy kan dalk in tale spreek, jy kan dalk vanmôre die gawe van genesing hê, jy kan dalk gawe van profesie hê, of onderskeiding van geeste, of die uitleg van tale. Dis nie woord, dis nie ek wat so sê nie. Dis nie woord. Jy kan al hierdie gawes hê, maar ek wil vanmôre weer sê, as jy die liefde nie het nie, dan is jy net besig om 'n geraas te maak. En dit is so maklik dat gawes 'n ding kan word wat mense begin so op hulle eie skouers so chippy sit en sê, kyk, ek het dan hierdie gawe. Jy mis die liefde van Jesus. Jy sien, wanneer ons mense van Jesus wil vertel, kan ons dit opdoen, en ons kan geestelik 'n passie hê, of ons kan geestelik aggressief wees. Jy sien, aggressiewe geestelikheid beteken ons wil van almal vertel hoe verkeerd hulle is. En dit kan ook so maklik voorkom asof jy wil sê, maar ek is hier so, en ek het al karaveer, ek het al dit reg gekry. En jy wil net vir almal vertel, luister, as jy nie nou gaan vinnig regkom nie, en jy gaan dan jaag jy almal hel toe. Maar daar's iets wat ontbreek daar, wat ek vanmôre weer sê, kind van die Here, dat daar's iets wat ontbreek, en dit is die liefde van Jesus. Want wanneer die liefde van Jesus nie in die bediening van die woord is nie in die bediening van die gawes is nie, dan jaag dit mense weg. Dan is dit 'n geraas. Dink die Engels praat ook bestaan van 'n dong. Geluid van 'n stuk metaal wat jy slaan, dis net hierdie dong, sê niks. Maak net 'n geraas. Die liefde is so belangrik. Die liefde is so belangrik, en hy sê, al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek die berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees. Ek wil vir jou vanmôre vra, het jy die liefde? Het jy vanmôre die liefde? Waarom gaan jou geestelikheid vanmôre vir jou? Waarom gaan jou verhouding met Jesus vanmôre vir jou? Gaan dit vir jou net oor jouself? Of gaan dit oor ander? So maklik kan hierdie vir ons godsdiens word. Dit is 'n boek wat jy lees, en jy kan selfs die verse kan jy quoteer en alles, maar jy weet watter om van hulle net te gebruik om wie mee te slaan. Om net vir iemand te wys, jy weet beter, of jy het dan so 'n stukkie verder al verstaan, of jy, en dan mis jy alles. Dan mis jy dit wat God vir jou gegee het, om uit te gee.
Dis groot, wanneer ons hierna gaan luister, ek dink in die volgende en hy sê vers 3, hy sê, al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Dan sou dit my absoluut net niks baat nie. Wat is vanmôre die liefde? Wat is vanmôre die liefde? Is die vraag wat ek wil vra. Ek wil graag vir jou 1 Johannes. Hoe vinnig gaan na 1 Johannes 4 vers 7 toe. Dan gaan jy dalk vanmôre bietjie beter verstaan. En net besef dat wat is die liefde? Dan gaan dit jou dalk net herinner vanmôre weer opnuut dat liefde is nie maar net 'n emosie nie. Liefde is nie maar net iets wat jy voel nie. Ek wil vanmôre sê, liefde is die karakter van God wat jy uitleef. Liefde is vanmôre, die woord sê daar, die geliefdes, laat ons in vers 7 van 1 Johannes hoofstuk 4, vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het nie God geken nie, want God is liefde. God is liefde. God het nie net lief nie, God is vanmôre liefde. En dis 'n karaktereienskap wat ek en jy, wat as ons vanmôre sê, maar ons glo in Christus Jesus. Ons weet dat Jesus het my vrygemaak. Ek erken dit en ek vat dit en ek sê, maar Jesus het vir my aan die kruis gesterf. Dan moet ek kan sê, maar dan het daar 'n hartsverandering plaasgevind. Dan het dit vir my iets anders hier kom maak. Dis duidelik dat die woord sê dat as jy nie lief het nie, kan jy nie sê dat jy God geken het nie. Jy sien, wanneer God jou hart kom verander, dan begin jy ander raak sien. Ek kan nie anders as om te dink dat elke plek waar Jesus bedien het, sal elke maal wat geskryf staan en sê dat en Jesus het hulle innig jammer gekry. Jesus het 'n liefde gehad. Jesus was liefde. Hy sê vir ons aan vers 4, hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Dis vir my baie interessant eintlik, ek wil tog dit lees vir jou uit die Amplified uit. En die Amplified sê, love endures with patience and serenity. Love endures with patience and serenity. Hy praat nie net van geduld nie. Hy praat ook van 'n toestand wat hy sê, maar daar's ook serenity. Nou serenity itself is 'n woord wat vir ons beskryf en sê dit is a state of being calm, peaceful, untroubled. It's the absence of mental stress, anxiety, or chaotic agitation. Verstaan jy dat ons lees hom daar net as lankmoedig en ons vat dit net na geduld toe. Maar dit gaan soveel verder vir my. As ek dit daar in die Amplified lees, dat hy sê maar dit gaan vir my oor 'n plek waar jy dan rus en kalmte in jou binneste het. En dis slegs wanneer jy daardie shalom, en as ek daarna lees, as ek dit lees, dan wil ek sê dat shalom is die woord wat sê dis vrede wat doen. Shalom is die vrede wat kom daar waar chaos is. Breaking the authority that binds us to chaos. So die shalom, die vrede van Jesus kom en hy breek die gesag wat ons verbind tot chaos. Met ander woorde, wanneer ons in Christus is en ons het sy liefde ontvang, besef ons hier's vrede in ons binneste. Nie net geduld, daar's ook 'n vrede. Dit is 'n toestand van die hart wat plaasvind.
Die liefde sê hy is lankmoedig en vriendelik. Dis een van die goed wat vir my ergste is wanneer ek sien dat daar kinders van die Here is wat herken en sê, maar ek is kind van Jesus. Maar hulle sukkel om vriendelik te wees. Hulle sukkel om te glimlag. Hulle is nors, hulle is mislik, hulle is ongeskik. Het voel net vir my, dis amper daai ding van uit dieselfde fontein kan daar nie brakwater en vars water kom soos die woord sê nie. Ons kan nie ongeskik wees nie. Ons moet vriendelik wees om die karakter van God te gaan wys vir mense daar buite. Ek wil sê jou gedrag moet op so 'n manier wees, jou vriendelikheid moet iets wees wat sê ek nooi mense nader aan my. Ek trek mense met my vriendelikheid. Mense moet veilig voel by my as kind van die Here. Mense moet nie dink, wat 'n los mens is dit nie. Hy sê die liefde is nie jaloers nie. Praat nie groot nie, en is nie opgeblaas nie. Luister mooi, dat as jy die liefde van Jesus in jou hart het, dan kan jy nie vol jaloesie wees teenoor ander mense nie. Jy moet ander mense gun. Jy moet ander mense gun. Om amper sê, om die beste te kan hê wat hulle kan. En dit het niks met jou of my te doen nie. Ons moet nie jaloers wees op iemand anders nie. Ons moet, ek wil vanmôre sê, dis amper daai ding van, ons moet verskillende mense se gawes en talente ook. Die Engelse woord kom by my op wat sê, we need to celebrate that. Ons moet feesvier daaroor, ons moet bly wees daaroor, ons moet ander mense optel. Hy sê verder, as ons moet nie onwelvoeglik handel nie, en hy vertaal dit ook in die Engels op bestaan, hy sê, dat ons do not dishonor anyone. Moenie oneer aan ander mense doen nie, moenie ander mense afbreek nie, moenie ander mense laat sleg lyk nie. Ek wil vanmôre sê, moenie 'n grap van 'n ander maatjie maak nie. Moenie enige iets doen wat maak dat ander mense na iemand kan kyk en lag vir daai persoon nie. Moenie daai persoon afbreek nie. Bou mekaar op. Die woord sê, daar moet niks vuil taal uit ons mond kom nie, maar net woorde wat stig. Mense wat die aanhoorder genade vind daar. Die manier wat ons praat, want die vraag is my dan ook baie keer, hoe lyk hierdie? Want jy sien, as ek sommer net dink aan, weer terug aan vriendelikheid ook. Dis absoluut net, dis die manier wat jy oorkom. Dis die manier of jy mense laat voel hulle is welkom of hulle is onwelkom. En dit is so belangrik, ons as kinders van die Here, mense moet altyd by ons wil wees. Mense moet veilig voel by ons. Mense moet voel ons is nie jaloers op hulle nie. Die liefde praat nie groot nie. Die Engels praat van dat die liefde breek nie. Ek loop en breek nie en vertel van alles wat ek doen. As iemand anders iets sê, dan jy net beter. En jy weet net beter. Dan weet jy, daar gaan tye wees wat jy dalk weet, ja, jy verstaan iets anders of jy dink tog jy het 'n beter idee, maar is in daai oomblik om nie iets te sê by iemand anders wat sleg lyk of afbreek in 'n geselskap nie. Doen dit dan op 'n ander plek. En gaan deel dit met 'n persoon, sê iemand, jy ooit al gedink dat jy wel so kan doen of dit so kan sê. Moenie mense afbreek. Moenie arrogant wees nie. Arrogansie is vir my daai ding van ek het nie net meer of beter nie, maar ek is ook sommer beter. Ek is net op 'n ander vlak. En ek wil vanmôre sê dit is nie net in die materialistiese of in materiële vlak nie, maar ook geestelik. Soms ervaar jy dat mense dink hulle is darmal daar.
is vir jou en vir my om te besef dat deur die genade van God is ek wat ek is. Deur die genade van God is ek wat ek is. Die woord van die Here sê, ek en jy moenie groot praat nie. Die woord van die Here sê, ek en jy moenie arrogant wees nie. Ons moet nederig wees. We need to be humble. Want alles wat jy het, of jou gawes of jou talent is, of alles wat jy het, is 'n geskenk van die Here. Die asem wat jy vanmôre het, om te kon hier wees, is net genade. Ek wil vanmôre vir jou herinner daaraan, dat ons lewe is so kort. Die lewe is so kort, ek en jy weet nie, waar is ons eindstreepie vir hierdie aardse bestaan nie. Daarom ek en jy elke dag vir onsself die vraag vra, het ek die liefde? Het ek Christus Jesus in my hart? Regeer hy in my hart? Of is dit wel is dit daai eie ek, wat in my hart regeer? Ek moet beter wees, ek moet die een wees wat raak gesien word. Alles kom my toe. Of is jy bereid om te sê, die liefde van Jesus is vir my genoeg. Sy genade is vir my genoeg. Kan jy die Here genoeg vertrou om te sê, ek gaan net my rus in die Here vind. Ek gaan net beweeg waar hy my vat. Handel nie onwelvoeglik nie, vers 5. Handel nie onwelvoeglik nie, met ander woorde, ek het daar gesê ook, jy oneer nie ander mense, jy dishonour nie iemand anders nie. Soek nie sy eie belang. Die liefde soek nie sy eie belang. Net ek, selfgesentreerd, my behoeftes. Net ek die hele tyd, dis die ek. En daarom is so belangrik, dat die woord sê, dat ons die eie ek moet aflê. Dat die koringkorrel moet sterf, en hy moet die grond van sterf, sodat hy veel vrug kan dra. Die moment wanneer alles net oor jouself gaan, sal jy nooit dit reg kry. Jy gaan nooit op die plek kom waar jy vrug gaan dra nie. Hoekom? Want Jesus sê, kom agter my en ek sal maak dat julle disipels van mense maak. Vissers van mense word. Jy sal 'n disipelmaker word. Luister wat sê, hy sê, die liefde word nie verbitter nie. Hoekom nie? Want die liefde weet dat ek in Christus staan en dat die sentrale punt van my Christelike geloof is om te vergewe en vry te spreek. Hoekom? Want ek gee alles oor aan God. Ek hoef dit nie self te dra nie. Ek hoef nie daai persoon mee af te reken wat my te nagekom het, my teleurgestel het. Ek hoef nie dit te doen. Ek kan dit net oorgee aan Jesus. Die liefde reken ook nie die kwaad toe nie. Don't fight fire with fire. Moenie as iemand jou te nagekom het, ek sê wys, ek gaan jou weer terugkry. Wees bereid, wees volwasse in Christus om sê, ek kan nie veel oorgee. Gee vir die Here oor. Hoekom? Want as jy nie reg in jou hart is nie, staan jou hart oop. As jy nie in geregtigheid voor God staan nie, is jy moeilikheid. Want die vyand het dan 'n oop deur in jou lewe. 'n Oop deur. Die liefde is ook nie bly oor die ongeregtigheid nie. Nou kan jy vanmôre vra, maar wat is ongeregtigheid? En ek dink die maklikste antwoord om dit vir jou te verduidelik, wel dit gaan oor om nie in regte stand voor God te wees nie, maar as ek vir jou 'n skrif wil gee, wat ek nie daar opgesit het nie, maar is Galasiërs 5, wat net voor die vrug van die Gees is. En wat sê hy vir ons daar? Hy sê vir ons, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery, dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê,
soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy kan dit self verder gaan lees dan Galasiërs 5 van vers 19 af. Maar die woord sê dat die liefde hierdie ongeregtigheid is nie bly daaroor nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Jy sien, daar's 'n punt wanneer Jesus terugkom. En die woord sê vir ons, dan sal profesie tot niet gaan of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Ons sien alles, die woord sê vir ons, hy sê dat ons sien alles soos 'n spieël in 'n raaisel. Dit maak nie vir ons sin nie. As baie dinge wat jy vanmôre sê, ek verstaan nie hoekom dit so werk nie. Maar dit is vir jou en vir my om die liefde, om Christus toe te laat in my eie lewe en te kom verander. Vers 11 sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Daar is 'n punt in jou lewe wanneer jy 'n verhouding met God staan, wat jy begin besef as dinge in jou lewe wat nie meer daar hoort nie. Jy kan nie meer so dink soos wat jy gedink het oor sekere goed nie. Jy kan nie meer praat soos wat jy gepraat het oor sekere goed nie. Jy kan nie meer redeneer soos wat jy geredeneer het oor sekere goed nie. Want die liefde van Jesus het jou kom verander. Toe jy geestelike kind was, wil jy alles aggressief regmaak, geestelik. Jy wil alles regslaan. Jy wil alles met geweld regmaak. Jy wil alles regmaak deur, as ek jou net die punt wys dat jy verkeerd is. Maar jy sien later kom jy agter, dis nie ek of jy wat oortuig nie. Dis die Here wat deur sy woord en deur sy gees die mense oortuig. Maar ek en jy moet oop wees. As jy vanmôre sê, maar jy wil geestelik groei, moet jy oop wees. Jy moet sê, Here, ek wil u liefde meer verstaan. Ek wil verstaan, Here, dat ek het niks om in te roem nie. En omdat ek niks het om in te roem nie, daarom weet ek, kan ek ook na enige ander mens kyk en sê, weet jy wat, die genade van Jesus is genoeg vir jou. Maar jy moet dit vat. Jy moet die offer vat. Ek dink soms aan die skrif wat sê dat daar in die woestyn, toe moes hulle koperslang teen die paal, as jy Numeri gaan lees, die koperslang moes hulle gaan na op die paal sit en hulle, elkeen wat gesondig het, moes opkyk na daardie paal. Ek en jy moet opkyk na die kruis, om vergifnis te ontvang. Maar dan wil ek sê, moet jy begin lewe in die lewe wat dan na die graf is. Dan moet jy sê, maar ek kan in Christus sê dat die sonde kan oor my nie meer heers nie. Die dood kan oor my nie meer heers nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Ek dink nie meer nie, ek redeneer nie meer, en ek praat nie meer soos 'n kind nie, maar ek nou soos 'n man, soos 'n volwassene. Daar moet 'n honger in jou hart wees en sê, Here, ek wil die liefde meer smaak. Here, ek wil die liefde vir ander gee. Here, ek wil hê dat ander sal verstaan. Dat jy het nooit besluit en nooit gesê dat hierdie woord die mens moes beperk, so die mens nie die lewe kan geniet nie. Maar juist dat dit vry maak. Juist dat dit vir ons riglyne is om sy liefde te verstaan. Te verstaan dat die Here het vir jou en vir my meer as net hier en nou. Maar hy wil jou gebruik hier. Hy wil jou gebruik daar waar jy is elke dag. Hy wil sy liefde sigbaar maak. Jy sien my hart breek wanneer ek sien en ek hoor dat mense sê, maar weet jy wat, baie ouens verkies om daar saam met die manne te wees wat aan die okkapyp hang, dan om daar by die manne te wees wat in die kroeg hang, by daar by die manne te wees wat waaroor uithang, of by die vrouens wat die verkeerde wees stap. Want hoekom? Want hulle voel veilig daar. Want as 'n valse veiligheid wat sê, maar weet jy wat, ek gaan jou nie oordeel. Kom wees net hier. Trek hulle in, die wêreld trek die mense, terwyl die kind van God sy hart so oop moet wees,
dat mense waarlik die liefde van Jesus deur jou en my kan sien. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek en jy moet op die plek wees, dat daar waar die Here op jou hart lê en daar waar jy kan help, maak nie saak of dit op die tyd is of dit met wat ook al, dis nie altyd geld nie. Maar daar waar jy 'n verskil in iemand se lewe kan maak, dat jy sal bereid wees om dit te doen. Weet jy, verby hoeveel mense stap jy op 'n dag, wat eintlik net 'n drukkie nodig het. Wat dalk net nodig het om te hoor, weet jy, dat Jesus jou liefhet. Raak net sensitief vir sy liefde. Maar om dit te kan doen, moet jy eerstens weet dat Jesus jou werklik liefhet. Jy moet eerstens kan sê, ek glo dat hy is, en 'n beloner van die wat hom soek. Jy moet gaan uitsorteer, hulle wat jou seer gemaak het. Jy moet gaan klaarmaak daarmee. Hy sê nou, vers 13 sê hy, nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil dit klaarmaak deur te sê, daar is nie 'n manier dat ek en jy die karakter van God daar buitekant kan gaan uitleef, as ons nie dit in liefde kan doen nie. Is nie 'n manier nie. En ek wil vanmôre vir jou geleentheid gee, gaan afsluit met gebed, maar ek wil jou geleentheid gee daar waar jy sit, om vanmôre sê, Here, kom vul my hart met u liefde. Jy weet vanmôre waar jy dalk vanmôre nie weet. Jy twyfel dalk vanmôre aan die liefde van Jesus vir jou. Kom ons maak dit. Here, baie dankie vanmôre vir genade en dankie vir liefde, Here. Here, vanmôre het ons opnuut net weer gehoor, Here, dat ons kan geestelik allerlei gawes hê. Ons kan in die mens se oë dalk wel geestelik gegroei het. Dit wat die mens as 'n norm en 'n standaard het, maar Here, as ons nie die liefde het, as ons nie Christus in ons harte het, wat regeer in ons harte en wat ons toelaat om te sê, Here, leer my, Here, om met ander gedagtes, met ander oë te kyk na mense. Leer my om ander woorde te spreek. Leer my om anders te op te tree. Ja, Here, as ons hier vanmôre daar is, Here, dan bid ek vanmôre vir genade en vra, Here, U ken elke siel vanmôre hier. U weet vanmôre elkeen wat hierdie woord sal hoor. U weet en U ken die toestand van my hart. Bid vanmôre, Here, dat ons elke dag eerstens sal vra, is ek besig om in die liefde van Christus op te tree? Gaan dit steeds oor U? Of waaroor gaan dit? Here, my gebed vanmôre is dat ek ook sal vanmôre net U liefde kom uitstort opnuut in elkeen se hart. Mag elkeen weet dat hulle kosbaar is en geliefd is en in Christus geliefd, geseënd. Ja, Here, geseënd met elke geestelike seën. Dankie, Here, dankie vir U liefde vanmôre vir ons as mens. Word U verheerlik, Here. Dis my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. Ja, weer die vraag vanmôre, hoe gaan jy reageer met die woord? Ek jou die vraag vra dat jy vir jouself gaan sê, maar kan ek 'n lysie gaan maak? Sê hoe dat ek mense voel. En gaan vra die Here op watter maniere kan jy jou liefde en sy liefde vir ander mense wys. Jy kan nie uitstap en sê, dit voel vir my lekker hier binne. Niks gaan verander. Of jy kan 'n keuse maak en sê, ek moet reageer vir die woord.
moet iets gaan doen, en dit is die doel daarvan. Anders sal dit wees soos saad wat gesaai was en nie daar gelos, dit lê daar vir jare, en daar's geen voordeel daar nie, want daar's nie vrug nie. Maar dit gaan afval, die grond waarin het geval het, wat sy toestand is die grond. Is die hart waarin het geval het, ontvanklik vir die saad.